Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Vrydagoggend. Ja, ons is al by Johannes 6. Ons lees vanaf vers 1. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, oftewel Tiberias, vertrek. 'n Groot skare het agter hom aangekom, omdat hulle die tekens gesien het wat hy vir die siekes verrig het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en daar met sy disippels gaan sit. Dit was kort voor die Joodse fees van die Pasga. Toe Jesus opkyk en sien dat daar 'n groot skare na hom op pad is, sê hy vir Filippus: "Waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet?" Hy het dit egter net gesê om hom te toets. Self het hy immers reeds geweet wat hy wou doen. Filippus het hom geantwoord: 200 denarius se brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry nie. Dit is 200 denarius, jy moet nou jou salaris vat vir 8 maande. Dit is hoeveel geld dit is. Een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir hom: "Hier is 'n seun wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense?" Jesus het gesê: "Laat die mense sit." Daar was baie gras op die plek. Toe het die mans gaan sit, hulle was ongeveer 5000 in getal. Toe het Jesus die brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit laat uitdeel aan die wat daar gesit het, en ook van die visse laat uitdeel, soveel as wat hulle wou hê. En toe almal versadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die brokstukke bymekaar wat oorgebly het, sodat niks gemors word nie." Hulle het dit toe bymekaar gemaak en 12 mandjies vol gemaak met die brokstukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat hulle klaar geëet het. Toe die mense die teken sien wat Jesus gedoen het, het hy gesê: "Hy is waarlik die profeet wat na die wêreld sou kom." Toe Jesus besef dat hulle op die punt staan om hom met geweld te kom gryp, met die doel om hom koning te maak, het hy weer teen die berg opgegaan, net hy alleen. Nou, geliefdes, ons lees tot sover. Ek en jy ken hierdie verhaal baie goed. Al die verskillende evangelies vertel die verhaal van die vermeerdering van die brood. En die bedoeling is dat ek en jy regtig net in verwondering is oor die wonderwerk wat Jesus doen, dat daar soveel gemaak word, die oorvloed ook, né? Elkeen, ek meen Filippus sê, weet al vat ons al die baie geld, het ons nie genoeg om vir elkeen net 'n klein stukkie te gee, dat hulle daar nou nie doodgaan van die honger nie. Almal het oorgenoeg en klaar geëet, en toe bly daar nog 12 mandjies oor, die oorvloed van wat Jesus gedoen het en wat hy gegee het. En dan, tipies in Johannes kom jy agter, Johannes vra nou vir Filippus, maar dan staan daar, maar Jesus het reeds geweet wat hy wou doen. Hierdie ding Jesus weet, hy is in beheer. En dit moet jy in hierdie teks baie goed verstaan. Jesus is in beheer. Nie die mense wat honger is nie, dit vang hom nie onkant nie. Hy is in beheer, hy weet wat hy wil doen. Hy wil vir hulle hierdie kos gee. Ook wanneer hulle met geweld hom wil koning maak, is hy in beheer, dis nie nou sy tyd nie. Hy is in beheer, hy sal kies wanneer hy as koning kom. En daarom gaan hy ook na die berg op alleen, en ons verstaan is dat hy so toe gegaan het om te gaan bid. En geliefdes, dit leer ook vir my en jou iets, dat met enige gebeurtenis, maak alleen tyd om te gaan bid. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks, en ja, dankie dat ons dit mag saam lees vanoggend, en dankie vir die wonder wat U doen, en dat U ook vandag vir ons voorsien, en ook in oorvloed, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.